Goeiemôre. Ons gaan gesels in Ancient Code 333 vanoggend oor dis tyd. Die kalenders. Ons het so 'n paar weke gelede op YouTube het ons gepraat oor the calendars, what do they tell us? En ons het gesels oor die kalenders wat saamgevoeg word. En ons gaan vandag 'n bietjie uitbrei daaroor, maar voordat ek begin of 'n update, ja, net 'n bietjie 'n update gee op dit. Maar net voor ek begin wil ek vir almal sê geseënde nuwe jaar. Die Bybelse nuwe jaar het aangebreek Saterdag aand 6uur na Shabbat. En ek wil vir almal werklik 'n geseënde jaar toewens in hierdie tyd. En wanneer ons hierdie kalenders vandag behandel en ons hierdie tyd behandel, dan gaan ons sien hoe belangrik is hierdie tyd in wat ons bespreek. So volgens die woord, Exodus 12 het Vader vir Moses en Aaron gesê, van hierdie dag af moet julle julle kalender begin, van die dag wat Israel uit Egipte uitgetrek het. So dis waarom ons hierdie dag vier as die nuwe jaar. Hierdie is wat Abba met my deel is sy jaar. Hy het groot dinge wat vir hierdie jaar beplan is en as ons gaan kyk, die jaar gaan vloei in 5, 7, 8, 6 in en 6 is die mens. 6 op die 6de dag is die mens geskep. Nou, ons is in hierdie tyd waar kalenders en eindtye, profesieë, alles baie in ons ore is en om ons is en dit word verskriklik baie bespreek. Jy kan maar net gaan kyk op YouTube en daar's baie verskillende opinies. So my doel van vandag is nie om my opinie op jou af te dwing nie. My doel is maar net om 'n boodskap wat ek ontvang het te kom deel en te kom oordra aan almal. So ek vra werklik dat as jy geniet wat jy hier sien en dit maak 'n impak op jou hart, want ek bid dat dit uit die troonkamer van Vader sal wees en dat enige iets wat ek sê wat nie uit sy troonkamer is nie op dowe ore sal val. En as dit so is dat jy 'n impak het met dit wat hier gedeel word, gaan subscribe ons op ons YouTube channel en gaan like wat ons hier doen, want hoe meer jy dit like, hoe meer mense gaan hierdie bereik op die einde van die dag. En hierdie is so 'n belangrike boodskap wat moet uitgaan. So asseblief, doen dit. Stuur vir ons 'n boodskap, dat ons daarop kan reageer, want hoe meer kommunikasie daar is ook, hoe meer mense gaan dit bereik aan die einde van die dag. So, kom ons gaan kyk wat leer ons uit die kalenders uit. As ons teruggaan tot Oktober verlede jaar, dan was daar 2 dag verskil in die Hebreëse kalender en die Gregorian kalender. Nou, onthou Oktober was die tyd van die feeste. Yom Teruah, die fees van trompette, Yom Kippur, die fees van die oordeelsdag en of atonement wat ons onsself moet gaan neerlê voor God. En dan die fees van tabernakels wat die 1000 jaar regering saam met Yeshua gaan voorgaan, wat dit vir ons herinner aan, herdenk is die woord wat ek soek. En in Oktober was dit hierdie feeste en daar was 2 dae se verskil. So die 2 dae verskil was duidelike teken van daar's 2 groepe. Daar's die groepe wat halfhartig gehoorsaam is aan my en daar's die groepe wat gehoorsaam in totaliteit is aan my, wat hulle lewe vir my gee, wat submit in die nederigheid aan my woord en aan wat my voorskrifte is. En toe in November is daar 1 dag verskil en in Desember is daar 1 dag verskil. Nou November en Desember was hierdie droogte tye in Suid-Afrika. En ons Suid-Afrikaners het een gaan word met God, want ons het op ons knieë gegaan en ons het in nederig gaan buig voor God in hierdie 2 maande en ons het gesmeek vir reën. En Abba Vader het aan sy kinders ag geslaan. Hy het sy gesig na ons toe gedraai en hy het vir ons reën gegee in hierdie 2 maande. Toe kom ons in Januarie en die 2 kalenders, die Hebreëse kalender en die Gregorian kalender hardloop presies saam. En dis asof Vader sê, kom sit hier by my. Jesaja 1 vers 18 en 19. Come, let's talk this over. Amper asof Abba sê, kom drink koffie saam met my. Kom laat ons oor hierdie gesels. Ek wil jou by my hê. Ek wil intimiteit met my hê. Ek wil hê jy moet elke dag by my voete kom sit, my kind. Ek wil hê jy moet met my praat, my seun en my dogter. Ek wil jou naby my hê in hierdie tyd.
Dis moeilike tye in die wêreld. Daar's soveel uitdagings om ons in die wêreld, maar ek soek jou hier by my, want dis waar jou krag vandaan gaan. En in Januarie was die twee kalenders wat saamgehardloop het. En toe in Februarie was daar weer 'n duidelike separation, 2. Daar was 2 dae verskil. Nou hoekom sê ek 2 se separation? As ons gaan kyk na wat dag 2 gemaak is, en dat 1 + 1 is 2, so met ander woorde dis die 2 wat split in 1 + 1, so dis verskillende poorte, maar dis ook op dag 2 is die water bo van die water onder geskei. So dis asof die geestelike water wat bo is geskei van die vleeslike water wat onder is, en daar's 'n dome gevorm. Maar die twee waters is geskei. En toe in Maart, toe kom die twee kalenders saam. En Maart, ek weet nie van julle nie, maar Maart het daar soveel dinge in die wêreld gebeur. Dit was 'n moeilike maand. Dit was asof daar soveel konflik was tussen mense. Dit was werklik hierdie moeilike maand in Maart gewees vir die kinders van die koninkryk. Honderde waarskuwings wat uitgegaan. Baie uitdagings gewees. En ons het gekom in Maart waar die 12de maand van die Hebreëse kalender was die maand Adar. En die 12 is die orde van God, die government van God. So dis asof hy gesê het, sit alles wat nog tussen my en jou is, sit dit op die tafel. Kom, sit dit op die tafel. En ons gaan weer terug na Jesaja 1 vers 18 en 19, waar Vader sê, kom sit by my, want ek gaan jou sonde wat rooi soos skarlaken is, gaan ek wit maak soos sneeu en soos wol. En solank jy aan my gehoorsaam is, sal jy die vet en die groei van die land ontvang. Jy sal genoeg eet. En dis asof hy hierdie tyd met ons wil saam spandeer. En toe, op die 30ste Maart, is dit die eerste dag van die eerste maand, die eerste dag van die Bybelse nuwe jaar, die eerste dag van Nisan. En dit is die 30ste dag van Maart. En daar's 'n 29 dag verskil, of 'n 29 syfer verskil. Dit was nie regtig 29 dae verskil nie, 29 syfer. Vir 2 dae was daar 'n 29 syfer verskil. En toe kom ons op die 1 April en ons is op die 3de Nisan en daar's weer 2 dae verskil. En as jy gaan kyk verder na die kalenders, hulle gaan uitmekaar uit. Hulle gaan heeltemal uitmekaar uit, en dis asof Abba sê, my kind, daar's nou 'n tyd wat die skape van die skape geskei gaan word. Ek gaan net met my remnant werk, net die wat naby my is, gaan ek nou mee werk. En hulle gaan my lig sien, en hulle gaan by my wees. Nou, ek wil graag hê, ons moet in diepte indelf in van die syfers. So kom ons gaan kry 'n bietjie highlightertjie, en dan gaan kyk ons bietjie. Ek wil eerstens kyk na die nommer 29. Ek vra vir Abba, wat is hierdie 29? Wat beteken 29 vir my? Wat wil hy vir ons sê deur die 29? En Abba wys my in verlede week se parasha in Pekudei, Exodus 38 vers 24 om presies te wees. Hy wys vir my dat die goud wat vir die tabernakel gebruik is, was 29 shekels. Al die goud wat vir die tabernakel gebruik is, was 29 shekels, ongeveer 1930 pond, wat gebruik is vir die tabernakel. En dis 'n klein syfer. As jy na die res van die samestellings van die tabernakel gaan kyk, is dit 'n klein syfer. En Abba herinner my, hy sê, ek wys vir my remnant vir 2 dae dat die geestelike van die vleeslike geskei word. Ek gaan met my remnant begin werk. My remnant gaan begin uitstaan. My remnant, die 300 manne van Gideon, my 300 Gideon's army,
wat ek gekies het, gaan ek nou mee begin werk. En my lig gaan om hulle wees en hulle gaan my stem hoor en hulle gaan duidelik uitstaan teenoor die res van die wêreld wat nie in hierdie tyd die tyd maak om by my voete te sit en my stem te hoor nie. Vir myself het ek altyd die behoefte om meer en meer van Abba te kry, want ek voel ek kry nooit genoeg nie. Ek voel ek maak nooit genoeg tyd vir Abba nie. Ek voel ek weet nooit genoeg van sy woord nie. Ek wil hierdie remnant wees. Ek wil in hierdie 29 shekels wees van goud. Want wat gebeur met goud? Goud moet 7 keer deur 'n vuur gaan voordat dit beskou word as suiwer goud en voordat dit kon gebruik word vir die tabernakel. Dit moes gesuiwer geword het. En maart was 'n proses van suiwer, werklik suiwer. En daar is weer die twee. En ons het nou al gesien hoe baie kom die twee voor. En die twee is die skeiding van die water bo en die skeiding van die water onder. So om in die geestelike te wees, moet ons by Vader wees. Ons moet soos Moses amper wees. Moses was 40 dae en nagte wat hy nie geëet het nie, wat hy op sy maag gelê het voor Vader en hy het Vader se stem toe duidelik gehoor. So watter tyd maak ek en jy om Vader se stem duidelik te hoor? Hoe pas ons dag in? Wat doen ons met ons dagboeke om seker te maak dat ons in Abba se skedule inpas en nie hy in ons skedule nie, sodat ons by hom kan wees en sy stem van liefde en sy opdragte vir ons kan hoor, sodat die twee Abba en ons een kan word in die geestelike. In Smyrna, in 'n dorpie met naam van Smyrna in Amerika, 'n paar jaar gelede. Smyrna is die tweede gemeente. Ek stres die syfer. Dis die tweede gemeente wat aangespreek word in die openbaring wat Yeshua deur die engel aan Johannes gegee het. Die tweede gemeente. En ons was in daai dorp en Abba het gesê, daar gaan 'n skudding kom. Ek gaan nie uitbrei daaroor oor wat moes gebeur daar nie. Ek het dit al voorheen gedeel. Maar daar was 'n skudding gaan kom, het Abba Vader gesê. 'n Groot skudding. En die skudding. En ek dink ons het al redelike skudding gehad met COVID in 2020. Maar as 'n tweede skudding wat kom. En almal waarsku, baie mense waarsku oor hierdie tweede skudding en baie mense waarsku dat ons by Vader moet wees om die teken van hierdie skudding te kan sien. En ek wil dit ook beamoen, asseblief, maak daai tyd om by Abba Vader se voete te gaan sit sodat jy kan kennis neem van die skudding. Ek weet Dr. MK Strydom, sy sê altyd prophecies come to prepare you, not to scare you. So ek wil ook vandag sê, ek sê nie hierdie goed om te scare nie, ek sê hierdie goed om te prepare, want by Vader gaan ons die preparations kry. En Vader het gesê, pak 12 klippe op, nadat, so terug by Smyrna, nadat die skudding gewaarsku is. Vader het gesê, gooi die klip so hard as wat jy kan in die grond, en ek het hom gegooi en die grond het geskuif, en hy het gesê, ek gaan die wêreld skud. Maar ek sê toe, Abba, maar wat van die kinders? Wat van ons, wat die wil dien met ons hele hart? Wat van die kinders? Wat van die wat regtig en opregtheid wil lewe? Ek is 'n sondaar, maar ek glo my, ek probeer om in opregtheid te lewe. En hy sê, pak 12 klippe op. En toe ek en Lula weer kyk, toe skyn die son deur die bome net op daai 12 klippe. En Abba sê vir my, dis hoe dit gaan wees. Gaan kyk na Psalm 50 vers 1 tot 5 wat deur Asaf geskryf is, wat ook 'n profeet was van God, net soos Jesaja, grootste profeet van alle tye, was ons Messias, Yeshua, want hy die profesie kom vervul. en hy sê, dis wat gaan gebeur. En in Psalm 5 vers 1 tot 5 staan dat Vader kom. Hy gaan nie langer stil bly. Hy kom. En hy gaan die wêreld skud. En hy gaan judge van oos na wes. Hy gaan by mekaar kom en hy gaan die wêreld oordeel. Maar dan kom vers 5.
En hoor mooi wat sê vers 5. Come to me, my faithful, those who made a covenant with me by sacrifice. Dis tyd, dis tyd. Wat 'n kalender, wat 'n kant kies jy? Is jy Hebreë? Want onthou wanneer ons Yeshua aanneem, of jy dit nou wil weet of nie, jy word Hebreë. It's the wild olive grafted into the olive tree. Die ancient olive tree. Ons word Hebreë. Kies ons die Hebreëse kalender. Wil ons intimiteit met God hê? Wil ons daai pad stap? Wil ons die pad stap weg van God af, want die kalenders gaan verder uit mekaar uit. Hoe verder ons gaan. Gaan kyk self. Ek wil 'n beroep op almal doen. Hierdie is nie speletjies nie. Abba Vader, as hy gepraat het, all creation moves. Dinge kom in plek. Wees reg. En die enigste manier wat ek en jy kan reg wees, maak nie saak wat jy ry, waar jy bly, hoeveel geld het jy in die bank nie. Kom ons gaan maak vir ons skatte bymekaar in die hemel, by Vader se voete, sodat ons hierdie waarskuwingstekens kan verstaan en sodat ons kan ons en ons families en ons geliefdes voorberei hiervoor. Net soos die Psalm 50 sê, I will no longer be silent. Net so moet ek en jy nie langer silent wees. Gideon's army, stand up. Dis tyd vir Romeine 8 vers 19 waar daar staan, the creation eagerly awaits for the sons and daughters of God Most High to be revealed. Mag grace en shalom in volheid met elkeen van ons wees. And Abba Father, may we distinct your voice clearly from all the other voices in this world in this time. We love you. Shalom.